Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend. En ek wil 'n bietjie met julle gesels oor om by die voete van Jesus te sit. Nou, ons lees in Lukas 10, lees ons van hoe Jesus en sy disippels na die huis van Martha en Maria gekom het. Hulle het hulle huis vir hom oopgestel, vir hom en sy disippels, en hulle daar sal tuis gegaan. Nou, Martha was die een wat besig was, alles voor te berei. Maar Maria het gekies om by Jesus se voete te gaan sit. En dis waar ek vandag stop. Want ek wil 'n bietjie met julle gesels oor hoekom is dit belangrik om by Jesus se voete te sit? Ek meen, ons praat baie van lê dit wat jou pla voor Jesus se voete. Hoekom gee jy dit nie in sy hande nie? Hoekom by sy voete? 'n kind van God, soos wat daar gepraat word van by die voet van die kruis. Dit is die simbool van alles wat op jou rus, alles wat pla, alles wat jy net voel is te veel. Jy lê dit voor iets neer. En dis hoekom ons praat van by Jesus se voete, want dit is waar genesing gaan begin. Dit is waar dinge gaan begin. Verander is by Jesus se voete. Hoekom praat ons van om by Jesus se voete te sit? Want dit is waar die salwing plaasvind. Dit is waar jy duidelik die stem van God kan hoor. Dit is by sy voete. Dis moeilik as jy ver staan en jy kan nie hoor nie. Jy kan nie die atmosfeer op so 'n manier ervaar soos by sy voete nie. En daarmee sê ek nou glad nie dat Jesus nie op ander plekke ook teenwoordig is nie. Natuurlik is Jesus by ander plekke teenwoordig. Daar's net iets anderste by die voete van Jesus. En dis hoekom dit so belangrik is, kind van God, om dinge nie langs Jesus of op Jesus neer te lê nie, maar voor hom by sy voete. Want ek kan nou vir jou sê, soos Jesus afkyk, en hy sien dit wat jy voor hom kom lê het, voor hom neergelê het, hy gaan dit vat, en hy gaan 'n omkeer in jou lewe maak. En natuurlik as jy by Jesus se voete sit en jy kyk op, dan kyk jy in die magtige God, ons magtige God se aangesig. Dit is hoekom dit so belangrik is wanneer 'n mens praat van by Jesus se voete, want daar's net iets heeltemal anderste om naby Jesus te wees, by sy voete te wees, sy aangesig net op 'n ander manier te ervaar. En weer eens, soos ek sê, nie dat ek sê Jesus se teenwoordigheid is nie by ander plekke nie. Natuurlik is dit. So kind van God, ek hoop hierdie woord maak sin vir jou. Ek hoop dat dit beteken iets, dat wat daar ook al is in jou lewe, wat jy swaar dra, lê dit voor Jesus neer. En ek waarborg jou, hy gaan dit vat, en hy gaan 'n omkeer in jou lewe laat plaasvind. Amen. Amen. Vader, ek bid in Jesus naam, en sê dankie dat ons die vrymoedigheid het, om dit wat 'n las is, dit wat swaar is, voor u voete te kan kom neerlê. En u sal dit vat, en u sal daarmee werk. Dankie Here, dat u afkyk na u kinders, en sien hoe ons by u is, voor u is. En dankie dat ons kan opkyk, en ons sien die genade, die mag en die krag van Jesus Christus. In die wonderlike naam is dit my gebed. Dankie Here. Amen en amen. Baie dankie dat ek die voorreg gehad het om vir julle hierdie woord te bring. Vat hierdie woord en mag dit iets in jou hart oopbreek. Lekker dag vir elkeen. Bye bye.